welkom in die huis van die Here. En dat elkeen van julle hier vanoggend gaan 'n seën ontvang. Amen. Uit die hand van die Here uit. Jy gaan nie leeg hier uitloop nie. Jy het miskien leeg ingekom,
maar jy gaan vol hier uitstap vanoggend. Ik weet, als twee mensen wat... Ja, en dit is saam oh ja, dit is een gezellige dag, dit is baie goed. Gezellig moet samen kijken. Maar, ja, dat is... Dan zit ze eerst aan, ja, welkom. Al die afwezigheid. Ja, dat is het, ja. Het, goed om jou weer te zien. Blijf je daar gaan schieten, hè? Ja, afkondigen mensen. Die staan in de gemeente met achter zijn. Misschien met die is bleef achter. Nou, kijk alsjeblieft. En dan vrijdag en zaterdag in ons diensten bij Meierton. Dit is bij 6:30. Dit is de mensen vier Halloween. Ik zie alles wat op die tv komt. Dus die wreedste, diabolische, satanische dingen wat daar opbrengen. Dan zit dit nu speciaal die films wat daar die dag geweest worden. Ja, dit maakt me verschrikkelijk hard. Je ziet wat afgaan in die wereld. En, maar ons gaat diensten, wij vrijdag in zaterdag in Meierton. Als ons kan vrijdag aan, is het lief. Dat is die goede ding. Allemaal lekker van ons huis af vertrekken. Die wat even vervoer het, contact met vrouw, dan zien we wat ze die los kan ons tegen. Alsjeblieft, kom ons, kijk hoe mensen kan samen gaan.
As jy nie nag kan bestuur nie, sê jy kan nog saam met ons ry. Wat plan maak. Ek moet steeds se naam weet, ek moet allemaal wat kan. Ja, vir die eetgoedjies na die diens. Vir die eetgoedjies. Jy betaal nie daarvoor nie. Vir die. So, mense, dit is iets ondervindende. Ons die Here, ons gaan nie so die wêreld laai, die demoniese magte aanhaal nie. Nee. Hy is ons vyand. Ons is nie vriende. Dan die, ek dink jy mense bietjie sit net 'n bietjie aan, sit net 'n bietjie aan. Die dinge in die containers is nog amper afgehandel. Die laaste dinge gaan wat nou uitbeweeg, is die ganse wat weggaan. Dan wil ons begin verander hier. Ons het 2 vensters al reeds gekry, en ons kan insit daar. Dan een plaat van is die ander, as jy dit lewe, mense moet kyk, hier is een ding wat ons moet doen. Hy sal kom. En dan gaan ons die plek, aan de andere kant gaan ons onthaalsaal maak. Want dan gaan ons meer naar buiten staan, onder die afdak. Mensen zitten op die segment, anders staan op die gras. Dit is een groot plek hierdie land, zoals jy het weggemaak het, gaan het baie groot wees. Maar broers, ons gaan allemaal saamwerk, weet wat ek sê. Die broers gaan nie by die huise sit nie, hulle kom werk. Sisters kan ook help, die wat kan. En weet jou, hier is baie ongereeld. Weet ek kan jou gedink in die buurt. My vrou daar by Pick n Pay en sy wil betaal, daar is die stelsel af. Daar gaan al die Pick n Pay's. Sy sê, maar waar, daar is die bank, hy moet nie goed recht maak. Maar rechtig ons, weet jy wat, ons wil weer ons kerk optel, ons is bezig om te gestagneer. Waar is die sisters, dinge wat hulle gehou het altyd? Dat is altyd eters gehou en goed, dus wat nie met vrouwe daar, ja, ons laat die tent al vir die opgeslaan. Weet jy, waar is die manne eters, die al die dinge wat ons moet opstaan en sê, Here, ons wil die dien en gees en waarheid ons wil die werk. Ons kry die plek reg en ons kry nie meer eiwer en ons doen nie dinge. Ons het traktaatjie uitdeel. My vrou manier met my sluit waar aan met die info. Traktaatjie is 'n flyer. 'n flyer. Vir my het dit dieselfde ding. So dink jy wat jy moet lees en dan moet jy kerk toe kom. Traktaatjie is 'n ding met geestelike boodskapie op wat hulle uitgegee vir die mense wat so in die strate rondgedwaal het. Dis 'n traktaatjie. Jesus sit jou nodig. Het jy hom nie op nodig met daai? Dit is wat ek wil hê. Jy wil 'n flyer uitgee om mense bewus te maak van die kerk. En hulle moet hulle bekeer, en hulle moet die kerk toe kom. En hulle moet daar by die huis sit, en hulle moet die kerk toe kom. En hulle moet bid, en hulle moet sit. Ja, dit is wat ek wil hê. Amen. Wat sê Robert? Moet hulle sê, gooi hulle met 'n traktaatjie aan die agterkant, hulle moet voor waak, hulle moet sommer gehardloop. Ja. Ek is as herder is bekommerd. Die mense is nie hier so. Dit maak ek bekommerd. As jy praat met op WhatsApp met hulle, of jy bel hulle, dan sal die volk die, en hulle ons kom. Jy weet jy, jy gaan sê maar, pastoor, dit is nie net in ons gemeente, dit is in al die kerke so. Al die kerke gaan het so. Vanmorgen sê die pastoor gepreek en sê, dat brand kerke af, hulle verkoop kerke in Suid-Afrika, hier in ons land. Hy sê dit, hy praat oor, dit is iets verskriklik wat aangaan. Die woord sê wel, die afval sal die huis van God begin. Hier sal het begin. Maar ons die deel van die afval is en ons moet by die Here bly. Al gaan het dus zwaar. Weet jy, dit kom net so. Ons het 2 begrafnisse gehad hiermee. Dit gaan net so. Dan is het voorbij. Maar ons moet opstaan. Ek weet nie vanmorgen, dat gaan blij wees. Maar ja, dat was die bloedbediend vanmorgen. So, vrijdag anders het beliefd, bel met vrou Sheva, die wil saam gaan, so voer het nie, as die vervoer het, kom na ons huis toe, ons trek die afval. Of die ding is ons ver uit naartoe, sê ons wakker is in die dorp, rij ons achter mekaar, van ons Meyerton toe, we gaan lekker die aand geniet daar. En die zaterdag ook weer, ek weet nie of ek die zaterdag gaan, maar die vrijdag sal ek definitief gaan. Dan sien. Hoekom sê ek die zaterdag nie? Ek sê,
As ek die sondagoggend hierna te kom en ek met die woord kom met die, moet ek ingebid wees. Ek kan nie gaan my bezig met ander dinge en mense as respect voel. Dis 'n afsondering, jy praat met die Here. Dis 'n prys wat jy moet betaal. Wat dan wil jy my verbraai Vrydag en Saterdag aan? Vrydag, hulle weet al. Die kry my nie Saterdag aan dat ek gaan braai. Ek het met die Here praat, daai Saterdag is my dag. Dan moet ek met die Here uitklaar. Eers my lewe skoon kry, dan kan ek vir die ander oorspreek. Heilige Gees met my eers oortuig, né? Jou lewe moet altyd skoon wees, prys die Here. Weet ek, wat sy op 'n begrafnis en wat ek hou van die pastoor, op 'n begrafnis sit die mense allemaal daar en hy wil die woord bedien en niemand sê woord, hy sê, waar is die amens? Waar is die amens? Hy sê, julle wil sê amen nie, dan gaan ek julle allemaal nie vooruit staan, nou. Toe sê ek, wil dit hier ook sê, ek wil dit weer bekie, ek het dit gedoen. So, jy gaan nooit weet wat gebeur het doen. Een zondag moet ek die kerk die change op, ek sien waar jy sit, dan is zondag die change. Weet jy wat dan dit? Die devil weet precies waar sit die elke zondag, dat is vir jou plek. Dit is my stoel daar. Hy weet, as jy daar sit, dan begin hy jou werk, hy weet, jy gaan nou nie slaap kry, jy gaan nou wegraak hier. Die woord is wat die woord afgaan, nee, is het so. Dus wie het weet dat hy deel mekaar, weet hy nie meer precies waar, en hy is deel mekaar, en dan kan ons nou winnen. So sê amen. Ja, amen. Waarvoor staan amen? Dis waar, ek stem saam. So as jy nie amen sê, dan weet jy stem saam met my woord nie. Dan gaan ek jou kom uit my vorentoe. Ek het een gebed maak. Voete aan die, hande aan die. Mense, van die openste mense, sal miskien ons het geniet in die kerk. My skoma was ook daar gewees. Sit hulle sleels in die baiekies sak en staan die ouwe met die baiekies. So my skoma was hier by die straat. Ja, dit doen ons nie. Nee. Heilige Gees werk. Heilige Gees is daar wat ons lei. Hy sê rechts aan my Vader bid. En hy sal vir ons die troost doen. Nou die Heilige Gees, die Heilige Gees kracht tot ons nou heen. Right, verjaarsdag maatjies. Hoeveel jaar? Niemand nie. Kom. Weet jy, hierdie kind stap elke sondagoggend van dit is ver. En elke sondagoggend stap sy terug. Maar sy mis nie 'n diens op ons raadsorg. Dit is dit wat gedoen word, echt hier. Sy vra nie, sy optel nie, sy stap. Dit is toe. Jy op my feet, ek het dit jy sê. Ek word die bench, ek ja, hier, every Sunday. So you are the child of the Lord. You love Jesus. Yeah, you love Jesus. Here, ons sê dankie. Dankie vir haar vanmorgen. Here, sy is jong. Het haar bewaar, het haar beskerm. Here, het haar geseën, Here. Sy het haar ywer om te dien, Here. Vanmorgen van ons, Here, so skien jy die hemel uit. Neem maar en hy die woorde aan die Here. Druk haar teen die vast, soos jy die kindertjies vastgedruk het. En seën haar vanmorgen, Here. Dat sy, as hy na teruggeet, wil sê, waarlik, Jesus was met my al die dae van my lewe. En as hy ons sal volg, Here, soos Maria, Here. Haar hele hart, haar hele siel, haar hele verstand. Na skoolwerk bid ek vir Here, dat jy ons sal seën, Here. En na ouerhuis, seën haar, Here. Waar sy beweeg, Here. Wees met haar, ontvou met die Heilige, die kracht en die Heilige, Here. Ons laat het vanmorgen by, Here, om haar te beskerm, te bewaar. Wees met haar, in Jesus' naam. Die volk sê amen. Amen.
Nou gaan ons opstaan. Nou sê julle is moeg gesit. En nie nog iemand sê ja. Ek maar lekker eet hierdie week. Ek kan altyd verjaar as jy graag wil hê dan moet nog iemand verjaar. As jy die braai gaan gee, skaambraai. Kom ons gaan oor met gebed. Pastoor Dolly, asseblief. Onze Vader, ons baie dankie Here vir die genade kansel weer in die heilige teenwoordigheid. Here, wil U so met die tempel vol, Here, maak ons nederig, Here, maar maak ons ook dankbaar. Ons lê ons dankbaarheid voor U neer, Vader. Here, vul ons lampies, Vader, ons het gekom om gevul te word, sodat ons lig helder kan skyn, Vader. Here, maak ons, vat ons skaamte en ons stil wees weg, Here, sodat ons U kan loof en prys soos wat U waardig is, Here. Here, seën ons in die gebed. Amen. Die woord wat vandag uitgaan, seën die gebed vandag uitgaan. Yes. Here, ek bring binne hulle harte swaar kry, Here, wat swaar kry en kommer en kwelling. Staan by elkeen stil, Here, hoor elkeen se uitroep. Here, en seën en salf ons vanmorgen met 'n nuwe lied in ons harte, liefde wat ons uitgaan voer. Saam met U, Here, loop ons bende storm, spring ons oor in U. Ons loop en ons prys U, Here, van die weerstand. Amen. 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 Ja, met my God is. Loop ek binnenstorm. Saul maak 'n opdrag. Hy sê niemand mag eet of iets aanraak die hele dag. Jonathan weet dit nie. Hy sê die oorlog is weg. Klim hierdie heuwels op. En toe hy aan boek kom, toe sê hy moeg en gedaan. En dan kyk hy daar. Hy het nie geweet nie. Hy vat hy swaard van hom, hy druk onder hy heuning in. En hy al uit hy leg af. Hy sê kyk hoe helder my klere, my sig al. Jou duivel sê môre moet nie jou swaard indruk nie. Die Gees het druk hom in. Lek hom af. En jy kan krag kry. Met dan in die Gees gewaar.
you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory,
moet ek doen om die ewigheid te beërwe? Wat is Jesus se antwoord? Jy moet weergebore word. Jy weet nie, as jy nie weergebore is, kan jy koninkryk van God nie ingaan nie. Jy moet 'n nuwe lewe, jy moet verander. Ek weet nie wat so staan, sê jy, hoe kan dit gebeur? Jesus, luister die jy moet. Staan vanmorgen en hy sê, jy moet. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus, Son of God. Sê jy moet. Yes, Jesus. Yes, I'm your child, Lord Jesus. Everything you can help me. Lewe ons regtig so as sy kinders. Dien ons om weg te doen, ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en alles wat in ons is. Is hy jou alfa, jou omega? Is hy jou anker in die lewe? Is hy die rond van die eeuw vir jou? I'm the child. As jy nog nie vermoor is, nog te laat. Here, ek wil die kind wees, ek wil die kind word, Here, ek wil dit bly tot aan die einde van my lewe, Here. Yes, Lord.
halleluja, gaan soos donderslag. Amen. Dis waar. Jy sê, dan gaan jy 1 minuut stilte wees, dan sit sy by. Gaan jy dan weer kan saamleef, as die engelskare, die gerubskare, die verlostes om aanbid, die heiligheid, die reinheid. En wie begeerte wees môre, Here, help my dat ek dit kan maak. Heilige Gees, kom lei my, leer my, onderrig my, vat my lewe oor. Kom ons in my laaste koekie staan, standing somewhere in the shadows. Wie wat hy wacht vir jou, jy sal hom ken, want hy het hy wat hy prys betaal het, hy het hy wat hy merk in sy hand het, sy is hy moet jy luister, as jy koop bord of jy tafel koop. Kom ons gaan vir 'n bid. Ek het net so gestaan en het so voor. Kom ons sê dit kom ons eers vir 'n bid. Here, hulle sit vanmôre hier en as 'n begeerte en 'n laagte om by ons kinders te bly. Here, hulle sit 'n huis wat verkoop word.
Maar ons weet, Here, by U is niks onmoontlik, Here. Here, ons weet, U sal hierdie week uit koper stuur, Here. Hulle wat daar in die huis moet koop, Here. U sal hulle stuur, Here. Here, wat U sal hulle wegkoop maak, Here. Dat hulle wens vervul kan word, Here. Ons vra het vanmorgen, in die naam van Jesus Christus. Die volk sê amen. 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 Teken die check. Teken hom. Dit het so gewerk, ek kon nie weet. Ons het 3 bid vir die check geteken. My check is stamp. En daai selfde weer bel vir my presies in die plek. Manifestasie. Môre almal, môre maar weer. My ou PC het klaar weer gesig vanmôre. Want jy weet, dis steeds maar die ding, jy is vir jou uithaal vanmôre. Ja, weet hy. Here help hierdie man voor ek op skip en sê nou is wat. Ek wil net vir julle gaan goed doen. My man nou so praat van die traktaatjies. Jare terug, toe was daai tyd was die folies nog gewees, né? Alreeds hier so gewees. Het ons 'n bid hier. En hier was heelwat pastore hier by mekaar, en folie pastore en goed in. Ons daai aan te bid hier en die een prediker praat van, hy sê, jy's nou by 'n spoorwegstasie en jy deel nou traktaatjies uit. Hoor nou, jy deel nou traktaatjies uit, jy is so besig om geestelike werk te saai. En nou het jy dit gedoen en jy loop nou weg. Jy hoop nou maar daar kom nou iets gebeur nou met die traktaatjies, maar nou loop jy en skielik sien jy hier lê 'n ou op die treinspoor, uitgepaas, hy's horribaal versuip. Wat gaan jy doen? Daar kom nou 'n trein aan. Mevrou so in die ry af, ons altyd so in 'n kring gesit, want elkeen moet jy sal bid, jy sit in daai kring en jy bid. En elkeen het sy opinie te lewer en hy kom by my. Hy sê vir my, wat sal jy doen? Ek sê, ek sal hom daar los, ek het nie gesê, hy moet sy pier. Nee, want die woord sê, die dood van die sonde is later die dood. Amen. As jy jou eie dood gaan soek, dan is dit jou probleem. Jy kan nie sê, jy het nog nooit die woord waaruit gaan nie. Nou ja, vermoere is hierdie woord, vir almal wat hier sit, want ons is ons almal kinders van die Here, want ons is vanmôre in die huis van die Here, né? Amen. Maar ek wil nou eers vra, Here, dat die Heilige Gees vanmôre by elke persoon hier teenwoordig sal wees en deel met hulle, Vader, wat die Heilige Gees, terwyl die woord uitgaan met hulle sal praat, want is 'n saak van erns. Here, as ons kyk hoe gaan dit om ons hier in die wêreld rond, Here, dan raak ek bang as ek besef nie een van ons gaan dit maak nie. Dat ons moet besef, ons het die laaste kans vir oggend om dit beskeiding maak tussen een ons te kan regmaak, Here. As ek hoor, daai vriend van ons het vry laasweek, of whatever, het hy voor die yskas gestaan, hy het eers korrelgoed gewas, toe gaan hy yskas toe om sy diabetes spuit te doen. En toe hy die yskas oopmaak, toe sy vrou net gehoor, hy roep, o my God, en toe sy die kombuis kom, toe sy nie meer daar nie. Here, soos wat 'n oogknik, so vinnig. Laat ons nie onkant betrap sal word nie, Here. Ek bid vanmôre hier dat elkeen die woord wat uitgaan met erns sal opneem in Jesus naam. Amen. Ek wil klem lê vanmôre om God te vrees. Ek is baie lief vir daai deel om te gebruik om te sê jy moet God vrees, want ons moet hom vrees. Dit staan in die Bybel, dit staan hier geskryf, ons moet hom vrees. En die mens vrees God nie meer vandag nie, dis hoekom die banke leeg is. Hulle vrees God nie meer nie, dis hoekom hulle wip en optrek teen hulle predikant. Hulle vrees God nie meer nie, dis hoekom daar altyd twis onder mekaar is in die kerk. Want hulle het hulle vrees vir God verloor. Maar behoede die een, as God besluit, genoeg is genoeg en hy kry sy arms. Ja. Dat is moeilijk. Waar dink ons van ons opeindig?
die dag wanneer hy sê hy het nou genoeg gehad en hy kry sy arms vir ons. Ja. Ons dink baie maal as ons weet die woord sê jy gaan nou skreeu halleluja, whatever, en dan is die verderf klaar, die verderf is klaar, ons kyk hoe gaan dit om ons. Ja. Gister daar by die pannekoek, Petro en Shamain, 'n swart man met sy hemp uit, maar die ding is so dronk soos 'n tol. Wil hy ons nou kom 'n drukkie gee, man? Ek wou hom nog bestraf, toe sien ek nie 'n swyg, want ek sien daar draai daai wit jongman om, hier kom nou moeilikheid. Toe kyk ek vir Petro en sy kyk vir my en ek sê net, Here laat hierdie swarte loop in Jesus naam. Ek wou hom eers bestraf, maar die Blackstone, dat is dronk, dis daar naby Bondstoor. Hou liewer jou mond, ons mag vir ons Petersproei kry. Maar kom ons kyk verder. Om God te vrees beteken om respek vir hom te hê. So as jy God nie vrees nie, het jy ook nie respek vir hom nie. En dis hoekom ons ook baie keer nie respek vir mekaar het. Is dit nie waar nie? Gehoorsaam aan hom te wees. Wat is gehoorsaam? Verduidelik vir my. Sy stem te doen en sy wil te volg. Baie dankie. Ek kyk wanneer dit Vrydag wat ek vir jou gesê het, Engel, as jy tot bekering kom en die Here het jou skoon gemaak, dan weet jy wat is jou plig as jy aan 'n kerk behoort. Die predikant hoef nie Sondag vir Sondag vir jou te sê jy moet jou 10de betaal en jy moet dit doen en jy moet dat doen nie. As die Heilige Gees vir jou sê Mina gaan bid vir Joan, dan staan jy op en jy gaan bid vir Joan. Jy's gered. Jy doen wat die Heilige Gees vir jou sê om te doen. Jy sit nie die stoel warm nie. Jy's hier om 'n diens te lewer. Jy kom luister na die woord, maar jy is nog steeds hier om 'n diens te lewer. Almal van ons staan in die tyd van die Here. Nie net om die stoel te kom warm sit nie. Ek weet nie hoe wanneer gaan ons mense kry om dit so byna verstik. Beteken dat jy erken dat hy jou skepper is. As jy hom gehoorsaam is, dan erken jy hom as jou skepper, né? En dis die regheid om jou Here te wees. Dit beteken dat jy uit eerbied vir hom optree in die ou. Net ek nou net hier omblaai. Ek gaan hierdie hou jy so vas. Ek wil nie daar staan, hy stil wat vir my. As ek sien iemand het my nodig, dan wil ek so moet stap. Testament word daar 'n duidelike verband getref tussen God en vrees. Sy gebooie onderhou en hom dien. En nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Hoe eer ons God? Ek laat nie om alleen te praat nie, hoe eer ons hom? Joan, how do you honor God? Obedience. Obedience. In other words, plain Afrikaans, gehoorsaamheid. Julle weet, ongehoorsaamheid is die grootste sonde, né? As jy jou tempelskare aandoen, deur drankmisbruik, is jy ongehoorsaam. As jy die tempelskare aandoen deur te rook, is jy ongehoorsaam. Amen. En moenie van my kom sê ek lieg nie. Kyk maar na mense wat rook. Ek wil nie name noem nie, maar hulle, dit wys op hulle uiterlike. 'n Mens wat rook het so baie plooie later, dat die persoon 80 jaar oud lyk, waar hy nou eers 60. Op die ouderdom 60 is lyk dit al klaar 80. Nou ek is al 72, het ek baie plooie. Hom moet lief hê en dien met hart en siel. Deuteronomium 4 vers 10 en 6 vers 2. Maak, teken dit aan, gaan lees dit by die huis. Ek gaan nou vir julle skrifte wat ek daar gaan ek vir julle lees. Vrees vir God in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament kom die opdrag om God te vrees ook vir 'n aantal kere voor. Sien jy? Hy kom
baie kere voor in die woord van God om God te vrees. 2 Korintiërs 7 vers 1. Seker, dankie. Sien sy is baie gehoorsaam. Nee, klim jy nou nie uit. Maak jou nou ook so. 2 Korintiërs. Is my kop. Dis te veel skrifte. 2 Korintiërs 7 vers 1. Is eners ja, terwyl ons dan hierdie beloftes het. Geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Gees klein lettertjie, jou gees. Jou vlees is hierdie. Jou gees is jou innerlike. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. As jy God nie vrees nie, hoe wil jy 'n heiligmakende lewe lei? Nou gaan julle seker vra, wat beteken heiligmaking? Hoe lewe jy heiligmakende lewe? Jy lê die sonde af. As jy vloek soos 'n matroos, dan lê jy dit af. Bely en laat staan. Daar's 'n liedjie wat die kleerlinge ook sing, bely en laat staan. As jy nie bely en laat staan nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. As jy nie vergewe en vryspreek nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Al daai goed val onder daai een woord, gehoorsaamheid. As jy ongehoorsaam is en jy doen nie hierdie goed nie, Boeta. Ek het my man het al gesien hoe sterf mense wat nie kon vryspreek en vergewe nie. Hulle sterf 'n swaar dood. Hulle versmoor letterlik in hulle bitterheid. Nie dat dit jou lewe besoedel nie. Okay. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig. En ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Hier word vrees vir God verbind met heiligheid. Hoekom? As jy God vrees, gaan jy nie sonde doen nie. Dan gaan jy mos in jouself begin werk. En jy gaan, ja, jy gaan skaam kry vir dit wat jy doen. Ons het ook maar rof gelewe voor ons tot bekering gekom het. Almal van ons, waar jy nou is, ons was daar. As jy nie meer daar is, die prys die Here, dan is jy nie meer daar nie, dan moet jy heiligmakende lewe lei. Maar ons was ook daar, weet waarvan ek praat. Ek het al baie getuig. Ek het 'n pa gehad wat dag en nag gebid het. En ek het 'n man gekry wat besyp het. Ekskuus Charlie, maar weet jy's nie ongeestelike oor praat nie. En daar het toe besluit hy, ek sal saam met hierdie man moet begin drink om die drank vinniger klaar te kry. Nee, regtig. Ek moet saam met hom begin drink, dat daai drank vinniger klaar kom. Want ek het geweet hy's besig om homself te vernietig. En sekere dranktipes maak mans aggressief. Ek dink die drank wat hom aggressief gemaak het was brandewyn, né? Dat weet ek nie onthou nie, maar hoor wat ek vanmôre vir julle sê. Daar's sekere dranktipes wat die mens aggressief maak. Maar ek het geweet dat ek het 'n pa gehad wat my rug toegemaak het, want hy het geweet ek sit met 'n man wat drink. My pa het vir my gebid dat ek nie 'n alkoholverslaafde geword het. So ek het nie afhanklik geraak van dit nie. My lewe het nie afgehang van alkohol af. So dit was niks toe hy tot bekering kom om te sê klaar is klaar. Daar was nie 'n lus soos die mense sê nie. Daai lus, dis sommer nonsens, dis alles hier in jou kop. En net soos met iemand wat rook, gaan nou vet word as ek op rook. Nonsens man. As jy vet word, is jou struktuur gebou om vet te word. As jy maar bly sê vir die Here dankie, jy het 'n skraal lyf. Wees dankbaar vir wie jy is en wat jy het.
kom ons gaan verder. So nou onthou wat ek wil sê, ek moet net so oppas ek praat dat ek nie terug het. As jy nog net luister, waarom wakker jy ry op die woord vanmôre? Hier word vrees vir God verbind met heiligheid. Om God te vrees beteken dat jy in lyn bly met sy wil. Is dit sy wil dat jy alkoholist geword het? Is dit sy wil dat jy 'n drankverslaafde is? Is dit sy wil dat ons siek moet wees? Ons word oud, so ons word siek. Ek het hierdie hele week weer so gehoes dat dit voel my. Ek hoes alles uit, my binnevoet alles uit. My lyf is so seer gister, maar dankie tog ek voel beter vanmôre. Maar dit is wanneer Satan nie wil hê ons moet uitdra wat God wil hê ons moet uitdra aan die mense daar buite nie. Dan kom lê hy vir ons struikelblokke in ons pad. En iewers het 'n sekere deur wat gelaat. Ons laat Here oop. Oppas vir daai deur wat ons ooplaat. Ek kon nooit verstaan het toe ek en my man, wel ek het kerk groot geword, ek het nie 'n ander lewe gekry nie, maar hy nie. Maar ek kon nooit verstaan het toe hy nou saam met my begin kyk van my pa ons na se kerke toe gevat en selfs waar hy ons nou gegaan het en hy gaan leer het pastoor en ek saam met hom. Het staan mense gekom met 'n goed jou met die hand. Dan jy kan gaan dan jy begin besoedeling nie. Ek wonder hoe doen hulle dit. Maar vandag besef ek alle mense se verhouding met die Here is nie in die regte lyn met God se wil nie. En hy vat jou hand. En hier in sy kop as smeer hy sy gemors aan jou af. En jy het nie skoon gemaak nie. Môre begin jy jou vrou links en regs klap, dan weet jy nie waar kom dit nou vandaan nie. Maar jy vergeet van daai een wat jy handelik vergeet en jy het met die bloed gepluk. As jy heilig maak in die lewe lei en jy die Heilige Gees in jou lewe sal die Heilige Gees jou waarsku. Pas op. My man weet as ek vir hom gesê pas op. Hy word baie keer kwaad vir my. Hy sê my ag moenie jy nou alweer begin met dit nie. Ek sê vir hom jy gaan oop oë gaan jy na die struik trap, ek waarsku jou. En hy kan maar getuig daarvan. Ek sal nie verder op dit ingaan nie. Nee, hy verstaan my. Ek het gister vir hom sê die Here weet wie moet hy by mekaar sit. Daai spreekwoord sê elke pot kry sy deksel, hy weet wie om by mekaar te sit. Ons is nou wat die 30ste 54 jaar getroud. Daar's min huwelike wat dit maak. Ons voel party daar as hulle mekaar verhoor nie dan kos is. Sonder struikelblokke nie. Hy word kwaad vir my, ek sê gou vir hom sê, hey, loop jy alweer 'n mompel? Kom staan voor my en sê vir my wat jy vir my wil sê, dat ek jou mooi hoor. So. Dit gee rigting aan jou lewe. As jy God vrees, gaan jy rigting in jou lewe hê. Jy gaan nie vir jou bemoei met verkeerde vriende nie. Wat is die mense grootste ondergang in hierdie lewe? Is verkeerde vriende. Toe my man in die wêreld was en verdrink het, het hy baie vriende gehad. Vir wat? Ek het die drank betaal, hulle kom sy dit uit. Dis al wat vir hulle kom, hulle kom net om te kom jou te verarm, want wat doen drank? Hy verarm jou. Ja. Die staai ou, hy siek nou al dood was my skitter. Eendag al by ons huis gekom en hulle kom kuier maar die drank daar. So vir jy kom en draai drank die my jaar te gee. Gaan draai om en gaan. Ek was baie kwaai. Sy wil en weg bly weg van sonde. Sy wil en weg bly van sonde. So as jy hom vrees, dan doen jy sy wil en dan bly jy weg van sonde af. Jy weet wat is sonde.
As jy nou gevloek het soos 'n matroos en jy voel skuldig, wie praat met jou? Die Heilige Gees. Dan het jy hom ons in jou, nou hoekom sondig jy? Hoeveel keer moet die Heilige Gees nog by jou pleit en vir jou sê, wat het jy nou net gedoen? Hoekom het jy nou net dit gedoen? Ek sê ook baie keer iets gestaan, ek stil en sê, ag Here, hoekom het ek dit nou weer gedoen? Ons almal maak foute, maar ons vrees vir God moet ons daai blymoedigheid en daai vrymoedigheid gee om te kan regmaak en sê ek het verkeerd gedoen. Here vergewe my. Ja, jy moet erkentlik raak. Hoeveel van ons raak nog erkentlik oor wat ons verkeerd doen? Esther, ek sien jy kyk my met sulke groot oë. Het jy 'n vraag? En ja, jou hare pas jou so, hoor. En ek bedoel dit. Dit gee rigting aan jou lewe, dit kan tot redding lei. Vrees vir God kan jou tot redding lei. Mag die Here gee dat die wat nie van die sonde wil afstand doen nie, daai vrees van God met jou lewe so oorheers, dat jy te bang sal raak om te gaan slaap in die aand. Dat jy jou sake met God in orde gaan kry. As hy kom, moet hy jou nie omkant vang nie, jy moet reg wees om te kan saamgaan. Nou, dit kan tot redding lei, soos by Noag wat in eerbiedige vrees vir God die ark gebou het. Nou, Genesis 6 kan julle die hele hoofstuk gaan lees van Noag en die ark en sy vrees vir God. Is dit nie wonderlik dat hy God so gevrees het toe die opdrag kom toe gaan bou hy daai ark? Ja. En julle ken die verhaal van Noag, né? Dis wonderlik, né? Hebreërs 11 vers 7. Hierdie gedeelte bring ons by die volgende tema wat verband hou met die vrees van God, naamlik oordeel. In Lukas 23 vers 40 het die een dief die ander tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? As jy oortree en sondig, is jy nie bang vir God nie? Jy moet bang wees. Of course moet jy bang wees. Jy het seker al baie hierdie goed gelees op Facebook wat hulle God vloek. Die brede dode wat hulle gesterf het door karongelukke of wat ook al. Jy moet God vrees, hy gaan jou nie spaar omdat jy dink jy leef nou 'n heilige lewe nie. As jy aanhou sondig, waar is jou vrees vir God? Jy gaan nie vryspring nie. En om die elke Sondag kerk toe kom, gaan jou nie laat vryspring nie. Daai vrees van God moet jy wakker, jy moet hom eintlik water gee dat hy vir jou leef. Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. Hierdie twee mans was besig om te sterf. Hulle sou binnekort voor God in die regbank staan en hulle was albei onder die vonnis van veroordeling. God het die reg om te oordeel, maar soos ons weet, het Jesus die dief genade aangebied en hy is gered van veroordeling. Dis waar die mense kom met hierdie 11de uur. Almal kry nie 'n 11de uur nie. Dit is wanneer jy nog 'n kans kry om te kan vir God vergifnis vra. Dit is wat die 11de uur is. Almal kry hom nie. Christe bloedlont gehad, né? Dit was spyt toe dit skielike bloedlont. Kyk maar ons weet hy vir die Here gelewe en ja, en dit was vanaf. Maar almal kry nie daai kans nie. Moenie hier sit en dink jy gaan 'n 11de uur hê om vir God genade te smeek nie. Maak liewer nou reg en lewe reg. In Openbaring 14:7 word vrees vir God weer met oordeel verbind.
Nou soos ons by Openbaring en vrees is nog steeds daar. En hy het met 'n harde stem uitgeroep, vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Vrees julle daai dag? Ek doen. Ek doen. Ek het al in die nag wakker geword wat ek geestelike drome het, dat voel ek is papnat gesweet. Dat jy met tot daai besef kom, daar gaan nie tyd wees vir gou rondhardloop en hierdie een om verskoning gaan vra en daai een vir vergifnis gaan vra. Doen dit nou terwyl jy die tyd, dit is nou die regte tyd. Moenie wag tot môre nie, môre mag dalk te laat wees. Ja. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. Wat sal dan met ons gebeur as ons God nie vrees nie? Hy het die reg om ons te oordeel. Moenie onthou, hy het die reg om ons te oordeel. Ons het nie reg om mekaar te oordeel nie. En dit doen ons tog so graag. Gaan liewe reguit na 'n persoon toe en sê vir hom, maak jou saak reg met die Here. Moenie vir Joan gaan vertel, daai een doen nou dat en dat. Dit is nie jou saak nie. Jou saak is met die Here. Jou saak, al wat jy moet doen is bid. Het jy geweet, jy kan in stilligheid vir iemand bid sonder dat hy dit eers weet en die Here verander daai persoon. Ons het al gehad in die kerk, die predikers hier voor kry baie keer swaar as vrouens kom sit met hulle rokkies, dan gaan sit hulle nog so ook. Klaar my man en die ander pastore, dan sê ek, julle laat ek maar by. Sê ek, okay, moet dit nie aanspreek nie, ek gaan dit ook nie aanspreek nie, ons maak dit 'n gebedsaak, God sal dit self verander. Nou julle weet, bid ek julle, jy weet wie staan die vrouens? En jy weet, dit is nie toelaatbaar nie. Vrou moet haar plek ken en privaatheid, ja, in die huis van die Here, daai julle weet dit, né? Daai volgende Sondag toe daai vrou 'n lang broek aan, toe sê ek, ag, prys die Here, ek moet die situasie aanvat. So moet jou geloof in die Here wees. Jy moet bid en die Here sal dit doen. Ons is te lief om mekaar aan te val as om net stilletjies om te draai en te begin bid. God sal self die saak verander. En ons het baie getuies van 'n groot saak verander. Hoogmoed. Julle al gesien hoe breek Heilige Gees hoogmoed. Dit was 'n Sondag aand. En die Heilige Gees sê, haal uit die skottels en maak dit vol met water en haal uit daai handdoeke. En hier is 'n pastoor en sy vrou van Pretoria af. Maar sy is verskriktig, sy het 'n gees van hoogmoed gehad. Ek sal nie voete was nie. Sy nie my voete was nie, bla bla bla. Vrouens het nog daar agter, sy gaan om voete te was. En sy het 'n rugprobleem gehad. En ons vat haar daai aand en ons sê, "Pap, kom sit, is jou beurt." En ons was haar voete. En die Heilige Gees breek daai hoogmoed. En sy staan daarop en sy prys die Here, toe's hoogmoed weg. Toe getuig sy self dat sy sou nooit in haar lewe dat ander mense haar voete was nie, maar sy het mag gaan sit want sy was gedwing, maar sy is nou dankbaar sy is gedwing. Maar jy kon sien toe nou die blydskap op haar gesig, toe getuig sy jare gesoek sommer gelees. Nee? Dit is hoe dit moet gaan in die kerk. Nie soos ons nou hier sit, soos 'n klomp dooies nie. Ons moes nou al lankal die skottels uitgehaal het en mekaar se voete gewas het vir die Heilige Gees kan werk. Ken julle voete was? Hy is lekker en sak en as. Joan, our second ash was wonderful, hè? Okay, en ons het baie getuies gehad. Ons is baie keer net ek en Joan en Dolly by die bid hier. Dan sak en as ons hierso en ons bid.
En daai Sondag of in die week dan kom daai getuienisse wat voor ons gebid het net so uit. Amen. Halleluja. Hierdie Woensdag was ons daar om 7 al, né? So dit groei. Ja. Nou mense, jou vrees vir God. Is jy bereid vanmôre om dit wat jy jou mee besoedel sodat die Heilige Gees nie kan plek in jou vind nie? Is jy bereid om afstand van dit te doen? Is jy? Ek praat nou nie net van rook en drink en vloek. Wat is daar nog? Wel is skinder, oordeel. Mense, alles wat onder ongehoorsaamheid val, is sonde. As jy vir iemand sê, ek kap jou sommer dood, pleeg jy sonde, want onbewuslik wil jy nou sommer moord pleeg. Nou spreek jy nog dood oor 'n ander persoon uit op. Jy sê vir jou kind, ek kap sommer jou kop vir jou van jou lyf af. Is dit nie sonde nie? Durf 'n ouer so met sy kind praat? Kinders wat ouers vloek. Waar is die vrees vir God? Ek kan baie dinge noem. Mekaar verwens. Wens jy kry 'n kramp in jou, jy weet wat, né? Ja, ons doen dit. Hoort dit by 'n kind van die Here? Behoort dit by iemand wat heilig maak in die lewe met lewe? Dit hoort nie. Ons moet wag voor ons mond sit. En ons het lankal vergeet om dit te doen, want ek weet ek is vinnig om te praat. Ek werk daaraan. Ja, het is dankie Mina, verstaan eerlijk. Ek erken foute. Erken nie jy foute. Is dit so moeilik? Hè? Jy wil tuispermisse kry. Baie ouens wat die wit brood wil sê. Ai, sê dan kos vir jou dit vertel. As ek by die huis is, vloek ek nie voor. Maar skip my bakkie klim en ek ry. Dat is die ten minste seker dat jy erken daarin. Ons is almal so, ek net so. Dis iets verkeerd nie selfe, ek kan nie ek dink ons almal is skuldig daarin. Ek is haastig van ons dat ek nou gedoen wil hê moes gister al klaar gewees het. Dis my geaardheid, ek is nou ongelukkig so. As ek vra doen vir my iets en as nie vinnig genoeg van doen ek dit self. En wat veroorsaak dit later? Dit maak gevoelens. Tussen man en vrou of tussen ouers en kinders. Dit skep gevoelens, dit skep konflik. Dis wat ons almal aanspreek wat. Ek my en Kluis, ek kan nie hier vir julle staan en woord bedien en ek self ontken dat ek nie ook foute in my lewe. Dit sit almal foute, dit is selfe foute in ons lewe. Ek het ook nie geduld met hulle nie, want ek is eerlik daarmee. So bly my bakkie is versprei. Ek was so erg met hulle as ek gebel het. My man het al vir my aangespreek daaroor. Hallo, was ek al, please just put somebody on the line with the brain. Dis so ek was. Maar ek het dit nou afgeleer, want ek het besef, dit is verkeerd. Ons moet almal 'n kans in die lewe gee. Maar, daar is net een ding, moenie toelaat dat die duiwel oor jou loop nie. God het jou nie geskep om 'n vloerlap vir Satan te wees nie. Jy is 'n bloedgewaste kind van die Here en jy is nie Satan se vloerlap. Ek gaan nou vir my seun vra om vir ons te sing Down on Your Knees. En as jy vanmôre behoefte het om nader aan God te kom en te bely dit wat 'n blokkade in jou lewe is. As jy wil hê daar moet saam met jou gebid word as jy vrykom vorentoe. Of gaan net daar waar jy is, gaan af op jou knieë en maak jou saak met die Here reg.
Maar moenie vanmôre hier uitgaan nie. Jy het nou 'n kans. Moenie hier uitgaan en jy het jou kans verspeel nie. Jy weet nie wat wag buite vir jou nie. En nog 'n ding wat my man ook lief is om te preek. Man en vrou het nou by die huis so hengse risie gehad, dan kom hulle hier by die kerk. Ewe skyn heilig, groet almal vriendelik. Ou Andrei word nie wakker. Sien wakker sien. So skyn heilig. Maar daai gees is nog hier binne van veg. Dat dit bind hierdie hele gemeente dat die Heilige Gees kan nie beweeg. Nou sit hulle hier met hulle skynheilige gesigte bind die hele gemeente. En dan as hulle hier uitloop, dan gaan daai geveg weer aan, want iemand het nog iets nie vergeet nie, want iemand moet altyd die laaste sê. En in hierdie geval ongelukkig is dit ek. Ek wag daar onsself en ek skop haar, gaan ek definitief nie die hele gemeente laat weet ek doen dit. Ek sê dit geweet het wat ek het net nagesig. Mense, verstaan julle waaroor dit gaan? As en dis wat my ook bekommer. Hierdie mense wat sommer net so kan wegbly. Die wat nou verskoning maak, ons weet waar is, maar die wat nie eens van weet nie. As die Here kom, die woord sê waarmee gaan hy jou besig vind? Gaan hy jou besig kry, jy's besig om jou vrou uitmekaar te slaan. Jy's besig om jou kinders uitmekaar te slaan. Jy's besig om alkohol te vergryp. Jy's besig om drugs te sny. Jy's besig om iemand te vloek of jy's besig om jou buurman te skel oor sy honde wat nie op hul blaf nie. Daar's so baie dinge wat ons vashou dat ons nie kan beheer kom, dat die Heilige Gees met ons kan besig raak. I want to say something, I see you look at me so. Just listen. Just listen. Yes, that. Down on my knees is where I found my Jesus. Down on my knees is where
Dank je, Jesus. Die woord sê, doen alles tot eer van die Here. 1 Korintiërs 10 vers 31. Doen alles tot eer van die Here. Dit wat ons doen die lewe moet tot eer van die Here. Of julle eet, of julle drink, as jy alles doen alles tot eer van die Here. Dis dit met ons onthou vanmôre. Alles. Alles. Kolossense sê ook, Kolossense 3 vers 3 sê ook, wat jy ook al doen dit eer van die Here vir die Here en nie vir die mense. Nee, dat kan die mens behaag, dat kan net God behaag. En as jy God behaag, dan is die liefde van die mens vir jou beter. Ja, mense, ek en jy moet onthou, wees vurig, of met vurig wees vir die Here. Romeine 12 al sê, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees en dien die Here. Dien die Here, wees vurig van gees. Aanbid met gees en dat waarheid. En alles wat binne jou is die goed in daai. Hy is 'n anker wat ons vas. Hy is die rots van die eeue. Hy het op Golgotha gesterf vir jou. Hy het die een vir wie gestaan eendag. Hy het gekom om te soek die wat verlore is. Om red, genees. Hy sê, wat doen ons? Wie wat ek jou waarsku vanmôre, die woord sê, Mattheus 7:13, want smal is die pad wat die ewige lewe lei. En weinig gaan dit vind. Maar breed is die pad wat hy verderf lei, en daar gaan baie op. Maar hier is het gekom, het ons die weg kom oopmaak. Ons kom wys, sy leer op die lei ons. Dit ons mooi is, mense. Maak nie saak ons lewe nie, maak saak ons nou lewe nie. Wat ons nou doen, baie word ons uitgekryp, baie word ons sê ons is slofties. Ons heel makkelijk, sê al die man heil nie, nie een man heil. Die Here gee sy lewens verander jy, word 'n nuwe skepsel. Jou spraak verander, jou gedagtes verander, jou lewe verander. So ons sê dankie môre vir die woord. Jy het al baie gedoen vir my. Ja, ek kan sê sy sal my voor maar niks nie, ek sal my herken. Ek sal my herken. Nie dicht nie. Ek kan nie voorstel nie. Die mensies, sal gelijk hoe kan ek as ek gebel het nie. Sy bel, ek sê daar by Marlijn. Sy bel, ek sê ja, nou moet ek ry, nou moet ek ry. As ek nou moet praat, nou moet ek ry. Dit is die respect. En dit ek sê maar ek ry nie, en sy stap daar uit, en sy staan buiten, en iets gebeur. Wat dan? Die Here was ons verstand gegeen. Hy sê, ja, ons moet vashou, ons moet glo. Ons moet die Here dien met gees en waarheid. Sal jy nie mooi verstaan en kom praat, kom vertel, praat met my, sê vir my. Hy sê, maar ons moet ons lewe en leid kry met die Here. En weet jy, ek wil eintlik al sê, maar ek wil iets sê vanmôre. Ek sit by die begrafenis in Donderdag en Vrydag. Ek het nie self wagen nie, ek was net daar. Ek wil nie, ek weet dit nie. Dus ek, ons begrawe nooit 'n slegte mens. Ek wil nie by een begrafenis, waar is 'n slegte mens begrawe. Al die mense is goed wat dood. Dan word ek, Here, gaan is iets. Ons mag nie oordeel nie, want ons die prys betaal nie. Amen. Ons mag nie oordeel nie, want ons het die prys betaal nie. Ja, dit pla my, ek dink aan, ek sien al die skrifte, ek ken al die skrifte, maar mense, is ons lewe reg as die Here kom? As hy kom, en is die lewe reg? Jy weet, Jesus kom by die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ons hoor het, ons dag glo ons het nie. Dag glo ons weet dit wel. Want hy ryk man het toch gespot, en hy sê, stuur van Abraham, dat hy net gaan waarsku, en die Here sê, man, hoekom het ek ook stuur, die profeet, en sy hulle luister nie, kom aan hom luister. En ons weet nie wanneer, staan voor die yskas, en die volgende oomblik, is dit verby. Ek wonder as die Here, ons lewe moet reg wees, ons moet hom dien.
Ons moet aanbid. En dit is allemaal mens. Weet ons nie wie fouteer nie. Staan op ons nie, ons sien dat die mense hulle foute. Maar nooit die mense hulle foute gesien. Of by gedagte, of by mond, of by daad. Ons fouteer. Maar ons moet kan herken en sê, Here, ek is jammer. Terug gaan en sê, Here, ek is jammer. Jy sê dit goed, dan sê my vir my, dankie. Amen. Ek gaan ons een keer afwas in die toekomst ook. Die mense kan sê my woord te bedien. En ons sal 'n bietjie sangers nooi. Mense, hierdie gemeente gaan nie stagneer. Amen. Halleluja. Elke kerk is so op en af, goeie lid. So 'n klomp jare terug, het ons ook so 'n bietjie aanvallen gekry en goeders. En toe stuur die Here vir my op broer Chris Venter, Dirk, wat is ook Dirk so van? Hy stuur vir my Hans. Hans was 'n stil ou. Hans het nooit gepraat nie, maar hy was 'n dader. Hy was 'n dader. Weet jy, die Here stuur hulle in ons, hy tel ons weer op en dan die Here weer stuur, het weer manne gestuur. Sap op. Ja, dat zie je. Ja, dan morgen zie je kerk in de tijd en dan ben je tijd dat die kerk groeit geworden. Die kinderen kunnen in banken zitten, die kinderen op de grond zitten. Dat is zo vol. Die grootste hier gaat van de Bijl gaat, als die grootste hier gaat, dan blijft ook kerk met de gebouwen. Dan komen we uit weer op kerk. Ja, hier was deze grootste ons hier is. Maar daar hier het my ook 'n ding geleer. En wie na huis toe gaan, as honger. Ons jeug besoek mekaar. En dan is die aand hier so, dat ons die spule wegvat en saam eet en klein. Dan staan hier so 'n ekstra netjie voor. En dan verloof en prys die Here. Maar kyk, ons kom sê, o daar uit, jy mag nie oorbelle dra nie, mag nie make-up dra nie. Hoe die vrou moet op die kop en hoe dit was 'n jong. En ons staan hier voor en die dochter staan hier langs my en sy gaan wat nie af en my vrou wys my ek moet vir die kind gaan bid. Weet jy, so luister ek vanmorgen sê, dis die waarheid en God is die waarheid. En ek gaan by nie laat die kind af en die kind begin sy my as pastoor profeteer. Ek staan op en sê, Here, my kap en hierdie goed buitekant maak nie saak nie. Dis wat in die hart aangaan. Die lewe in binnekant, dis wat saak. En die profesies kom een dag nog. Die jong meisje met make-up, oorbelle aan, ek sal nooit vergeet nie, kraal om die nek nog goed. Daar ek het profiteer van my. Ek sê, Here, daar het ek ons daar sê, dit mag nie. As jy netjies is reg. Jy bent netjies, is dit. Die Here werk op verskillende maniere, sê my vir dankie, sy praat hard, ne. Weet jy, ons had al gewerk en dan, so 9 uur oggend ons kerk toe kom, of 8 uur, en dan krijg ek oproep, dan sê hulle, jy kom as 'n breakdown. En dan bel dan met jy gou weer daar. Dit is die allemaal man, nooit af nie. Maar jy alles wat af is, jy mag nie skop toe doen. Dan sê ek vir my vroukie, want ek gaan die werk toe, en dan is ek bekommerd. Kom ek in die aand in die kerk en sê, joh, dat maak het ons gegou vanmorgen. Ons moet allemaal op die man. Joh, ek sê dit reg. Ek sê dit is reg. En dit is geest en werk. Hy werk sy wil. Jy kan hom nie stop nie, jy kan hom nie bestuur nie. Hy werk deur wie hy wil en wat hy wil. Mooi prys die Here. Hy sê, kom ons staan op vanmorgen. Jy het geniet. Want hy dink dit bietjie. En hy dink dit bietjie. Sky
Oh, ik ga nog één zeggen. Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. Dankie Christus. Ons koning Jesus, Here, ons kom vanmôre by U en ons sê, Here, dankie dat U in hierdie diens met ons saam was. Dankie vir die woord wat U gegaan het. Dankie, Here, dat daar nie voor plek in ons harte sal vind, Here, maar dra ons hierdie dag om bly en weer ons. Here, kom seën ons. Wees vrede met liefde vanmôre, Here, waar ons hier vandag uitgaan. Here, dra ons, Here. Bring ons weer by mekaar in die mooiste naam van Jesus. Amen. Amen. Alle trede die Here seën. Goeie môre,